Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie week se groeigroep inleiding. Sondag wat verby is, het ons weer 'n bietjie gesels oor om te breek. Om goed af te breek in jou lewe, om plek te maak vir goeie, nuwe dinge. Ons kan so maklik dink dat alle boodskappe en preke gaan oor, jy is so sleg, dit is so verkeerd, en dan dink ons eers maar die Bybel kan negatief wees. Maar dit is soos 'n hamer. 'n Hamer, weet die ou wat die hamer vashou, wat om te breek en wat om te hou. Ek het die storie vertel van ons huis wat afgebrand het, en as ek moes gaan en ek het 'n hamer gevat en ek het net alles geslaan, het ek waarskynlik die verkeerde goed geslaan en afgebreek. Maar die een wat weet wat om af te slaan, slaan die regte goed af om nuwe goed te bou. God is die een in ons lewe wat weet wat is die goed wat ons moet afbreek, sodat ons nuwe goed kan bou. Nou, as ons wonder wat dit is, sê ons is altyd eenvoudig, ons gaan na die woord van God toe. Want die woord van God is die verhaal waar God betrokke is in mense se lewens. Dink sommer maar terug in die ballingskap. En die ballingskap was die volk heeltyd op 'n plek wat God vir hulle gesê het, hierdie moet jy afbreek. Want ek het iets beters vir jou, die beloofde land. En ja, so weet ons, hulle het dit afgebreek, dan bou God nuwe mooi goed, maar dan kom hulle weer en hulle wil die mooi goed afbreek vir die ou goed wat hulle geken het, vir die ou lewe. En as ons in Christus is, sê ons, daar's sekere goed in ons lewe, wat ons gedoen het voordat ons regtig in Christus was. En daai goed pas nie by 'n kind van die Here. Dan sê ons moet daai goed afbreek. Hoekom? Hoekom moet ons dit afbreek? Want God soek nuwe goed wat beter is. So die afbreek gaan nie oor, hy wil jou afbreek en jou sleg maak. En vir jou sê, Jesusie, maar jy is daarom niks werd, jy is daarom gemors nie. Hy sê, ek soek iets beter vir jou. En altyd saam dit gaan daar 'n stuk heuning. Ons sien in Psalm 119, dat die heuning is hierdie ongelooflike ding. God se woord kom streel ons. Ja, want ons beleef slegte tye. Ja, ons beleef terugslae in ons lewe, wat ons sê, Here, sorry, ek het teruggegaan na die manier hoe ek gedink het. Maar, U kom troos my, want U vergewe my. U gee my nuwe krag. Partykeer gebeur daar goed in die lewe wat sleg is. Die verlies van 'n geliefde, die verlies van iets, het altyd 'n stuk skade in ons. En God kom en hy sê, ek sal jou genees. Hy sê, kom na my toe, my juk is sag en my las is min. En hy sê, kom na my toe, my juk is sag, want jy hoef nie alleen die las te dra nie. 'n juk is iets wat om te sê, jy moet deel. 'n gedeelde las is 'n ligter las. En dis 'n deel van die heuning van die woord van God. Toe Jesus kom by die vrou wat hulle gesê het, ja, hierdie vrou is 'n prostituut en sy is so sleg, het hy gesê, kan een van julle 'n klip gooi, wat, as jy nie sonde gedoen het, jy gooi die klip. En almal het weggegaan. En Jesus het na hierdie vrou toe gegaan, en hy het 2 goed vir haar gesê. Hy het die heuning gedeelte vir haar gesê, van jy is vergewe. Dis goed, wees in jou siel vredevol, want ek vergewe jou. En dan die tweede ding, is 'n stuk waarheid, is 'n hamer, want die hamer is 'n waarheid. Hy sê vir haar, gaan en moenie meer sondig nie. Die woord is altyd hierdie 2, die liefde en die waarheid, die heuning wat ons troos, en die hamer soos Jeremia sê, wat die slegte in ons lewe afbreek. Mag julle as groeigroep beleef dat God julle troos deur sy heuning, en mag julle gehoorsaam wees aan dit wat God sê. Breek dit af, want vir dit wil ek iets nuuts in jou lewe sit. Laat dit skyn, laat dit